predik die woord. Nie predik jou opinie nie, nie predik jou ervarings nie, of predik jou sogenaamde reis wat jy saam met God het nie. Predik die woord. Thomas Watson het gesê, die prediker is nie 'n kok, 'n chef, 'n kok, wat sy eie resep uitdink nie, maar hy's 'n kelner. Beide is in 'n restaurant. Hy's 'n kelner wat getrou moet bedien wat God voorgesit het. Ware prediking is nie sagte woorde van gerief nie, vriende, dit sny. Dit genees, dit vermaan. Die moderne prediking wat ons deesdae hoor sê, God is lief vir jou, God is by jou, God oordeel niemand, God hou van jou. John Owen, die Puritein, het gesê, as die prediking nie die gewete van die hoorder skud nie, dan is dit nie prediking van die woord nie. Predik, al luister niemand. Predik of die kerk vol is of die kerk leeg is. Predik al word jy verwerp. Predik, want God luister. Kan ons net 'n kort woordjie saam bid weer asseblief. Vader, U wat in die begin die hemel en die aarde geskape het, en wat in ontoeganklike lig woon. Ons buig ons nou voor U heilige majesteit in hierdie oomblik. Weer eens met die geopende woord voor ons. En bid ons dat alles wat hier gedoen word, nie net in hierdie sessie nie, maar ook hierna, vir die res van hierdie oggend, uit hom, deur hom en tot hom mag wees. Om Christus Jesus ontwil bid ons. Amen. Mag ek vra dat ons opstaan as ons die Here se woord lees vanmôre. 2 Timoteus hoofstuk 4, die eerste 5 verse. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Tot sover God se onfeilbare woord. Ons mag sit asseblief. Hierdie skrifgedeelte bring ons by die hart, dink ek, van wat dit beteken om 2DM te wees, om bedienaar van die woord van God te wees, prediker te wees van die heilige, onfeilbare en foutlose skrif. Maar dis hoe die skrif homself aandien. Foutloos en onfeilbaar. En ons moet die selfgetuienis van die skrif naspreek. As die skrif sê,
ek is onfeilbaar en foutloos, dan sê die prediker, die skrif is feilbaar en foutloos. Want ons weet nie beter as wat die Bybel van homself sê nie. As hier 'n Chinees inkom by die deur, en hy kom staan hier, en nie een van ons het hom nog nooit gesien nie, en ons weet niks van hom nie, hy kom nou van Beijing, en ons vra vir hom, dit en dit en dit. Hy sê, ja, my naam is dit, ek is getroud, en ek het 3 kinders, en ek is 'n tandarts, en dan moet ons hom glo. Hy sal sê, maar dit lyk nie vir my soos 'n tandarts nie. Wel, ons opinie, wat beteken dit? Ons ken hom nie, ons moet sy wat glo? Sy selfgetuienis. As hy van homself sê, ek is 'n tandarts en ek is getroud met so en so en ek het 3 kinders, dan is dit so. Ons weet nie beter as die Bybel nie. En die Bybel sê dat die Bybel die onfeilbare woord van God is. En ons mag dit bedien. Net maar bedien. Nie 'n motiveringsprediker wees nie. Nie 'n terapeut van mense se emosies nie. Nie 'n storieverteller nie, maar 'n boodskapdraer van die lewende God. En ek, terwyl ek hier staan en praat, en dit gebeur dikwels met my op Sondag, dan sidder ek om te dink, wat is ek besig om te doen? Die apostel Paulus skrywe vir sy veel jonger medewerker Timoteus in die laaste dae van sy lewe, want 2 Timoteus was Paulus se laaste brief. Met die valbuil van keiser Nero in die agtergrond, ongeveer die jaar 67 na Christus. In die apostel se laaste opdrag, jy kan sê, sy testament wat hy nagelaat het aan die kerk, is nie, gaan wees kreatief nie, is nie, wees relevant nie. Dit is, predik die woord. Die Puritein William Perkins het gesê, die bediening van die woord is die sleuteltaak van die herder. Dis die middel waardeur God sy volk red, voed en lei. Niks anders nie. En daarom moet ons vra, maar wat het geword van hierdie apostoliese erns wat ons in hierdie brief optel in ons dag en tyd? Waar is die predikers wat voor God staan in diepe gebed en dan gaan en God se woord, die skrif, so akkuraat moontlik gaan spreek? Die apostel sê, ek besweer jou voor God. Het jy dit gesien? Die ou Afrikaanse vertaling, die 53 vertaling sê dit so, en dit is hoe dit in die oorspronklike staan. Hy sê, ek besweer jou voor God. Hy gebruik regstaal. Ek besweer jou voor God. Dis asof hy vir Timoteus voor 'n hemelse hof bring. Hy plaas die jong prediker onder eed. Hierdie predikingstaak is geensins 'n beroep nie. Dit is nie 'n beroep nie. Dis 'n roeping wat afgelê word, sê Paulus, voor die oordeelstroon van God self. Broers en susters, dis gewoon net nie moontlik om hierdie taak uit te voer sonder dat jy uit die hemel geroep word daartoe nie. En wie geroepe is, sal dit uitvoer. Al moet jy die skrif vir die voeltjies in die veld gaan predik. Jy sal dit doen. Jy kan nie stil bly nie. Jy kan nie bly sit nie.
Jy sê, ja, maar waar moet ek 'n beroep kry in 'n gemeente? Wel, dan is dit, ek dink dis John Wesley wat gesê het, dan gaan preek vir die voeltjies, as jy nie 'n beroep het in 'n gemeente nie. Maar preek, sal jy preek, broeder, as jy geroep is, as 'n hemelse hand jou hart vasgegryp het, sal jy preek, jy sal bedien. Hy sê, Paulus sê, voor God en Jesus Christus, die Here Jesus Christus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel. Kan jy dink dat hy dit sê? Met ander woorde, elke prediker preek met die regterstoel van Christus voor oë, met die regbank van God voor oë. Geweldig. Elke oppervlakkige preek, elke verdraaide woord, elke selfgesentreerde boodskap sal deur die heilige oë van die Here Jesus Christus geweeg word. Elke prediker is apostolies voor God besweer om het reg te doen. En voor Christus die Here, wat lewendes en dooies gaan oordeel. Die bekende woorde van Richard Baxter wat ons ken, waar hy, voor ek het sê, sal jy al weet wat hy gesê het. Wat het hy gesê? Hy het gesê, ek preek as 'n sterwende man tot sterwende mense, as een wat weet dat miskien gaan ek nie weer die geleentheid kry om hierdie siele te waarsku nie. Dis dalk my laaste geleentheid vandag. Dis hierdie besef, geliefdes. Dis hierdie besef van dringendheid wat die moderne kansel miskien tot 'n groot mate verloor het in ons dag. Vandag preek sommige mense skynbaar om applaus te kry, om 'n aanlyn volgelinglys op te bou. En die woord van God het 'n bykomstigheid geword tot 'n soort van, wat kan 'n mens dit sê, 'n tipe vertoning. En dan moet ander dinge noodwendig die plek van ware prediking inneem, om daai vakuum te vul. En dan kom allerlei dinge, byvoorbeeld die hoogkerklike liturgie van die Rooms-Katolieke met hulle kerse en hulle ikone en hulle meditasies en wat dus alles, jy kan alles opnoem. En tog sê dieselfde apostel Paulus vir die gemeente in Korinthe dan weer, in 1 Korintiërs sê hy, die prediking is dit wat God gekies het as 'n instrument om mense te red. Dis wat Paulus sê. Hy sê die dwaasheid van die prediking. Want mense wat met allerlei ander goed kom, mense wat met allerlei bykomstighede kom, wat sê hulle eintlik? Hulle sê eintlik dat dit nie genoeg is nie. Is nie genoeg nie. Ja, is goed, ja, die Bybel moet op 'n manier in die kerk wees, maar dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoegsaam nie. Maar broers en susters, hoe moet, laat ek vir u vra, u mag nie terugpraat nie, laat ek dit self antwoord, maar kan ek vir u vra, hoe moet dit wat die apostel sê, hoor net hier, hoe moet dit eerbiedig word, indien die predikers van die woord nie meer persoonlik self vertroue in die prediking het nie, en nie heeltemal glo dat die suiwer bediening van die woord genoegsaam is en kragtig is, en dat die Heilige Gees se salwing op die waarheid van die skrifteks rus nie. En predikers nie meer 100% vertroue het in die boek wat hulle week na week vir hulle gemeentes moet gaan bedien nie. Dat hulle nie meer 100% vertroue het in die skrif wat hulle moet gaan bedien nie, omdat hulle teologiese opleiding oor jare wat hulle daar gesit het, die Bybel verdag gemaak het en suspisie oor die skrif gewerp het. Suspisie oor die Bybel geplaas het
en diepe twyfel in hulle harte gesaai is. Kyk, dit is nog een ding om in 'n klas te sit vir 'n dag. Dis al klaar moeilik vir 'n dag. Maar dis nog, jy kan dit nog doen vir 'n dag of vir 'n week. Maar jare wat jou kursus duur, gedurig, aanhoudend, suspisie op die woord van God geplaas te word. Wat gebeur? Twyfel word in jou hart gesaai. En dan daarna, terwyl hulle die woord van die Here moet gaan bedien, terwyl hulle nog besig is om dit te doen, dan wonder hulle in hulle diepste agterkop, wonder hulle hoeveel foute en hoeveel onjuisthede daar heel waarskynlik in hierdie teks is wat hulle preek. En of die woorde van die Here Jesus nou werklik deur Jesus uitgespreek was. Hulle moet nou vir die gemeente gaan sê, van 'n podium soos hierdie, moet hulle nou vir die gemeente gaan sê dat dit so is, maar in hulle harte twyfel hulle, wonder hulle, het hulle nie vertroue nie, het hulle nie oortuiging nie. Of dit nou werklik die Here Jesus is wat dit ooit gesê het, en of die Bybel nie dalk 'n stuk uitdinksel van mense was nie. Is dit nie maar net 'n bundel geskrifte wat getuig van mense se ervarings van God nie? Dit is immers hoe dit aan hulle in hulle opleiding verduidelik is. Daar is aan hulle verduidelik in hulle opleiding dat Christus se soendood nou nie eintlik nou heeltemal so verstaan moet word soos die Bybel leer en soos die kerk van al die eeue dit verstaan het nie. En so ook wat die erfsonde betref. En so ook wat betref Jesus Christus se historiese liggaamlike opstanding uit die dood. En die wederkoms. Of soos een professor gesê het, meneere of dames en here, ag, as julle nou eendag die doop bedien en julle is nou daar, doen dit dan tog liewer maar net in die naam van liefde, broederskap en goedheid. Want en dat God, nou staan die man op die kansel. Kyk nou, hoor nou of ek reg is of ek verkeerd is. As ek verkeerd is, sê dit, en reg is of jy niks te sê nie. Hoor net, nou staan die man op die kansel, nou wonder hy in sy agterkop, of God nie eintlik ook die heeltyd maar evolusionêr verander nie. Soos wat die professore dit verduidelik het nie. En die waarheid op verander, en alles vloeibaar is, en jy van niks 100% seker kan wees nie. Alles is altyd net vloeibaar. God verander ook selfs. Indien hierdie dodelike gif vir die jarelange duur van die teologiese opleiding in die aspirant-predikante se koppe gesaai is, wil ek weet, hoe moet hulle bedienaars van die woord van God gaan wees? In lyn met die apostoliese leer en opdrag. Hoe moet hulle? Hoe moet hulle? En daarom dat daar mense op kansel staan, vriende, wat eintlik om verskoning vra dat hulle enigstens daar is. En uiterlike dinge moet kompenseer. Dis noodwendig so vir die gebrek aan ware skrifverkondiging. Jy kan nie die skrif, jy kan selfs die skrif suiwer uitlê, maar die prediker se oortuiging moet daar wees. 'n predikant regeer 'n gemeente geestelik. Het jy dit geweet? Maar 'n predikant regeer 'n gemeente geestelik hoe? 1. Deur die skrif. Maar weet jy wat is die tweede? Deur sy hart. Sy hart. Wanneer daar wel gepreek word, dan is dit meestal die stukkies waarvan die prediker hou, wat aan die orde kom. Nee, hoor weer vers 2, hy sê, vers 2, predik die woord. Nie predik jou opinie nie predik jou ervarings nie, of predik jou sogenaamde reis wat jy saam met God het nie.
Predik die woord. Wat beteken dit om die woord te predik? Wel, die Griekse woord, soos jy weet, beteken om dit as 'n heraut, 'n koninklike heraut is 'n ou wat 'n koninklike boodskap uitroep. Daai heraut wat met die koning se boodskap gaan in die ou tyd mag niks byvoeg nie en hy mag niks weglaat nie. Want hy praat nie namens homself nie. Hy praat namens die koning. Hy praat namens die koning. Dink daaraan vir 'n oomblik. Thomas Watson het gesê die prediker is nie 'n kok, 'n chef, 'n kok wat sy eie resep uitdink nie, maar hy's 'n kelner. Beide is in 'n restaurant. Hy's 'n kelner wat getrou moet bedien wat God voorgesit het. Daarom is 'n goeie metode van ware skrifprediking wat genoem kan word, uitlegprediking. Om die teks oop te breek, om die betekenis uit te lê en die woord op die harte toe te pas. En so word God se stem gehoor. As daar een ding is wat ek dikwels bid is, Here, help tog dat u stem gehoor sal word en nie myne nie. Nie die prediker se stem nie. Dit is 'n baie vroom gebed om te bid. Maar dikwels dan bedoel ons dit nie, want ons wil tog maar gehoor word. Ek wil. 'n sonde, maar ek wil. Daarom moet ons bid, Here, dat ek nie gehoor word nie. My grootste passie wat ek het, daar's 'n hele paar, maar dis een van my groot passies, is dat die skrif gehoor word. Die skrif, broers en susters, hoor hierso, die skrif. En al preek jy oor die geslagsregister van Christus, Matteus 1, dan preek jy die geslagsregister van Christus. Dat dit gehoor word. En om dan daarby ook stelselmatig, stap vir stap, deur die teks te werk. Soos byvoorbeeld 'n Bybelboek op 'n slag. Ons het 'n jaar of 2 gelede Levitikus deurgewerk en een van die jong mediese studente in die gemeente het vir my kom sê na die tyd, Levitikus het nou haar gunsteling Bybelboek geword. Levitikus, ja, 'n ou oom se gunsteling, nee, jong student van 22. Mits die teks gehoor word. In steede daarvan as om rond te pik in die Bybel, ons doen dit soms, ons noem dit tematiese prediking. Jy pik rond in die Bybel, ons doen dit by geleenthede, maar nie as 'n reël nie. Of om subjektiewe lievelingstemas of tekste te predik, ons almal weet dit en ken dit, wat nie 'n goeie metode is nie. Die apostel sê, hou aan tydig en ontydig. Met ander woorde, preek. As party Sondagmôre wat ek myself moet uitsleep uit die huis uit na die kerk toe. En ek moet 11 kilometer ry. Maar dit gaan nie altyd so maklik nie. Waarom? Ek is nie altyd lus nie. Hoe kan jy nie lus wees nie? Want ek is 'n mens. Maar Paulus sê nie dit nie. Paulus sê, preek of jy lus is en of jy nie lus is nie. Preek. Predik as mense lus is om te luister en as hulle nie lus is om te luister nie. Preek in tye van opwekking, preek in tye van afvalligheid. Preek as jy applous kry, preek as jy alleen staan, preek die woord. Spurgeon het gesê, as jy nie 'n woord van God het nie, moenie dan in sy naam praat nie. Maar as jy 'n woord van God het, spreek dit as iemand wat met vuur gedoop is.
Hy sê in vers 2b, weer lê, bestraf en vermaan. Jy sien, ware prediking is nie sagte woorde van gerief nie, vriende, dit sny. Dit genees, dit vermaan. Die moderne prediking wat ons deesdae hoor sê, God is lief vir jou, God is by jou, God oordeel niemand, God hou van jou. Maar die Bybel sê God is 'n verterende vuur. Die Bybel sê die toorn van God, Johannes 3:36, bly op hom of haar wat nie glo nie. Ware prediking bring mense tot 'n vrees, tot 'n vrees, die vrese van die Here. Dit bring mense tot die vrees van God en dan by die genade van die kruis. John Owen, die Puritein, het gesê, as die prediking nie die gewete van die hoorder skud nie, dan is dit nie prediking van die woord nie. Maar die hedendaagse woke predikers praat van inklusiwiteit, menswaardigheid, sosiale geregtigheid, maar hulle swyg oor sonde, hulle swyg oor bekering, hulle swyg oor wedergeboorte, hulle swyg oor die komende oordeel, hulle swyg oor bekering tot God, hulle swyg oor hartgrondige berou, hulle swyg oor 'n daadwerklike draai na Christus, hulle swyg oor 'n veranderde lewe, hulle swyg oor die noodsaak van die heiligmaking. Jy sal dit nooit hoor van 'n woke kansel af nie. Nooit. Nooit. En wat is die gevolg? Wel, die kerke sit vol mense wat sê Here, Here, maar hom nie regtig ken nie, of laat ek sê, nie in die waarheid ken nie. Die hedendaagse woke predikers en vals leraars verkondig dikwels ook, direk of indirek, die kettery van die universalisme, dat alle mense op die een of ander manier vir die saligheid bestem is. Hulle gebruik skrifverse net as 'n verskoning, en sodat hulle bediening Bybels kan vertoon en mense gerusgestel kan voel. Mense wat in vals kerke is, lidmate, het al vir my gesê, maar ons kan geen fout sien nie, want ons predikant preek wel die Bybel. Jy sien? Baie moeilik vir lidmate om te onderskei. Baie moeilik. Hulle predik die anti-christelike ideologie van sosiale geregtigheid, en al wat lidmate hoor is dat God van hulle hou, dat daar geen veroordeling is nie, dat God eintlik vir almal is, dat hulle mekaar net moet vashou, want God is sogenaamd op reis met hulle. Wel, die Heilige Gees spreek deur die apostel Paulus in verse 3 en 4, en dan sê hy, daar sal 'n tyd kom. Het jy dit gesien net nou? Toe ons gelees het, hy sê, daar sal 'n tyd kom. Hy beskryf ons tyd vandag presies. Hy sê, daar sal 'n tyd kom wanneer hulle die wat? Die gesonde leer nie sal verdra nie. Let op, hy sê nie dat hulle dit nie sal verstaan nie. Hy sê dat hulle dit nie sal verdra nie. Met ander woorde wat? Daardie waarheid, daardie skrifwaarheid maak hulle ongemaklik. Want hulle wil 'n God hê en hulle wil 'n bedieningsstyl hê wat pas by hulle eie smaak, en daarom versamel hulle vir hulle self leraars wat volgens hulle smaak praat, sê die apostel. Nie herders nie, maar leraars volgens hulle begeer. Staan baie duidelik in die teks. As jy na ons tyd kyk, dan sien jy preke vol sielkunde, motiveringspraatjies, stories oor hoe God net wil hê dat jy 'n gelukkige mens moet wees, reise van geloof sonder bekering, kerke met kerse en ikone en emosionele musiek en dramatiese optogte, maar geen ware diepsnydende woord nie.
Vriende, dit is 'n Christus sonder die kruis. Dit is 'n God sonder toorn. Dit is 'n hemel sonder heiligmaking, waarin daar bloedwynig ter sprake kom van die hel, van die ewigheid, van die wederkoms, van die eindoordeel. George Whitefield het gesê, die duiwel, ek hoop ek haal hom reg aan, ek dink so, die duiwel het geen probleem met predikers wat nie oor sonde en oordeel praat nie. Hy gee ook nie om hoeveel kerke daar is nie, solank daar geen heilige vuur in die kansel is nie. Maar nou sê hy, maar jy broeder, ek voeg die broeder by, hy sê, maar jy, vers 5, so hy, die kontras, né? Hulle, maar jy, die apostel sê vir Timoteus, maar jy, wees nugter in alles, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening ten volle. Met ander woorde, in gewone boere Afrikaans, hou vas Timoteus. Ek moenie sê, wel, ek het nie die roeping as 'n evangelis nie. Ek is 'n teacher, ek is 'n leraar. Wel, broer en suster, soos wat ek die skrif verstaan, is alle ware kinders van die Here evangeliste, praters van Jesus Christus, oral en altyd, te alle tye, om die evangelie te bedien. Hou vas Timoteus, die tyd is donker, maar die roeping bly heilig. Die tyd is donker, maar die roeping bly heilig. Predik, al luister niemand. Predik of die kerk vol is of die kerk leeg is. Predik al word jy verwerp. Predik, want God luister. Predik. Dis die stem van elke ware prediker deur die eeue heen, broers en susters. Van Luther voor die keiser, tot Whitefield in die ope velde, met sy straatkansel, tot Jonathan Edwards, wat ween en huil en preek oor sondaars in die hande van 'n toornige God. En die middel tot die krag is gebed. Ek glo dit onwrikbaar. Nie dat ek dit altyd kan sien en ervaar nie, maar ek glo dit nogtans. Daar is geen ware skrifbediening sonder deurtastende gebed nie. Daar is geen vuur in die kansel sonder vuur in die binnekamer nie. Daar is nie. E.M. Bounds het gesê, Godse mense is altyd manne van gebed. Die prediker wat nie bid nie, sê E.M. Bounds, is niks meer as 'n droë kanaal nie. Die moeilikste deel van die bediening is daar waar niemand jou kan sien nie. Niemand vir jou kan applaus gee nie. Niemand jou op die skouer kan klop nie. Wanneer vir jou voel asof alles wat jy sê in die plafon vashaak. Maar jy deur bid, want jy glo daarop. En daar's net een manier om te leer bid, en dit is deur te bid. Vergeet die boeke. Boeke motiveer en inspireer, beslis. E.M. Bounds lê langs my. David Reiner lê daar. Ek lees daar, dis inspirerend, maar hulle kan nie my leer nie. Ek het al ge-internet en ge-AI en ek weet nie ge-IA, wat noem jy daai ding, en alles gedoen wat jy aan kan dink, om net gesê, Here, asseblief, ek wil so graag, is hier nie dalk 'n YouTube, is hier nie dalk 'n video of 'n ding hier, en elke keer kom 'n mens maar weer terug na die punt toe waar jy sê, jy leer bid deur te bid.
en jy moet dissipline hê. Ek weet dit hang af van 'n mens se persoonlikheid. Party is 'n wat is daai ding? ISTJ, dis ek. Daai Myers-Briggs. Daar's ek weet nie 30, 40 persoonlikhede. Party ouens jy weet, los alles vir die laaste. Party ouens begin nog voordat die skepping begin het, dan begin hulle al, dis soos ek. En maar ek dink dat wat 'n mens se persoonlikheid ook al is, 'n mens moet die Here vertrou om vir jou te leer die ding van dissipline. Dat as jy 4 uur opstaan vir gebed, dan staan jy 4 uur op vir gebed, of het sneeu, of het haal, of het warm is, of het koud is, of jy griep het, of jy koors het, of jy gesond voel, of jy jonk is, of jy oud is, maak nie saak, dan staan jy 4 uur op. Jy staan 4 uur op. Klaar. Ja, maar ek het verslaap. Al wat jy doen is, jy haal daai tyd iewers later in die dag by. Die groot evangelis, nee, was nie 'n groot evangelis nie, vandag as ons terugkyk, weet ons, Frank Jenners, wat was sy naam? Van Australië, Sydney, Australië, wat elke dag vir 40 jaar met 10 mense op die straat, op 'n sekere straat, op dieselfde plek, het hy vir 40 jaar elke dag gestaan en met 10 mense oor die Here Jesus gepraat. En daar wat hy siek was, want hy was maar sieklik, wanneer hy siek was, dan het hy die volgende dag opgemaak, dan het hy die volgende dag met 20 gepraat. Maar jy kan uitreken met hoeveel mense het hy Christus gedeel oor 40 jaar. Deur net wat? Deur wat? Gedissiplineerde getrouheid. Die sleutel van die sukses. Lui mense, luiheid word nie geseën nie. Broers en susters, en ek praat dit met liefde en in ootmoed, want die luiheid sit in my ook. Ek staan nie hier en sê jy moet doen wat ek nie doen nie. Maar dit kan nie geseën word nie. John Hyde, Praying Hyde van Indië, het ure en ure en ure per dag op sy knieë deurgebring. En wanneer hy wel gepreek het, het mense geweet, God is hier. Edward Payson, Praying Payson of Portland, het met sy knieë groewe in die vloer geboor. En sy gemeente was altyd in die heerlike gloed van ware lewe gehul op Sondag. Na sy heengaan het die mense wat sy liggaam versorg het, gevind dat daar erge eelte op beide sy knieë gevorm was. Was nie eintlik 'n mooi gesig nie. 'n Woordbedienaar wat nie bid nie, mis dikwels die salwing. Dit moet die hoogste prioriteit wees. Uitlegprediking is moeilik. Dit verg noukeurige voorbereiding, dis die waarheid. Maar die eintlike krag is geleë in die ure wat die prediker in gebed spandeer, broers en susters. Deurdringende gebed bring die vuur van God op die suiwere bediening van die Heilige Skrif. Nog 'n keer, wat ek dit weer sê, deurdringende gebed bring die vuur van God op die suiwere bediening van die Heilige Skrif. Ek kan baie moeilik, ek sal seker met groot oortuiging, maar ek kan moeilik sien dat predikers van die Skrif met minder as 3 ure per dag in die binnekamer kan klaarkom. Ek kan dit moeilik sien. Ek kan dit byna nie sien nie. Nie minder as 3 ure nie. Die gebed bring die vlam in die siel. En daarom is elke uitlegprediking, vers vir vers, skrif vir skrif, gewortel in 'n gebedslewe wat soek na God se aangesig.
En daarbij kom al die ander dinge wat ons weet, wat ons nie kan dit noem nie, dit gaan die boodskap te lank maak, maar die jaag na heiligmaking, die erns met onbewuste onbeleide bewuste sondes. Daar sondes waarvan predikers dikwels bewus is in hulle hart, dikwels goed wat weggesteek is, niemand weet ervan nie, dis diep binne, is daar die verlange na 'n ander vrou. Diep binne is daar 'n ontrouheid. Niemand weet dit nie, dit kom nooit na buite nie. Maar daar sit sonde. Jonathan Fletcher het vir Wesley gesê dat hy dikwels die hele nag deur bid om ontslae te raak van selfmoordgedagtes. Soos die Satan hom hamer. Hy het gesê, ek haal dit aan uit 'n boek, 'n indirekte bron, wat sê dat Fletcher vir Wesley gesê het, broer, ek het die hele nag deur in gebed geworstel om ontslae te raak van hierdie eie self en hierdie invluisteringe van die bose wat my wil mal maak. Maar ons bid 3 minute, dan dink ons die hemel moet net, dis soos 911, die hemel moet net in beroering wees as ek 3 minute gebid het. Dikwels moet predikers oor hulle eie sonde, dit praat ek uit ondervinding, met God worstel, al moet dit nagte deur wees. Maar wat is vir ons die belangrikste? Slaap of heiligheid? Kan jy vir my sê? Wat is die belangrikste vir ons? Wat weeg vir ons die swaarste in ons harte? Is dit om met God reg te wees? Of is dit om te rus? O, mag die Here gee dat ons weer manne van God. Ek weet ek praat met 'n uitgeleese gehoor. Dat ons weer manne van God sal kry. Die skrif leer nêrens dat dames gemeentes mag bedien. Die skrif leer manne moet dit doen. 1 Timoteus 2:14. Dat ons manne van God sal kry op ons kansels. Beteken nie die kerk gaan van daar tot daar vol wees elke Sondag nie, vergeet dit. Maar ons gaan kinders van die Here kry wat geestelik begin groei en gaan begin sterk raak in die Here Jesus. Al is dit 5. Ek weet hoe sukses my gejaag het en nog steeds jaag. Ons kan nie sukses aantoon nie, maar die lus is altyd daar om suksesvol te wees. Wat 'n vloek is dit. Dis 'n vloek. Dis 'n ding waaroor ek dikwels ure moet bid. Om net daarvan te kan ontslaa raak. Ek kan nie vir die sê soms hoe gespanne is ek op 'n Saterdag nie. Dis my moeilikste dag. Is 'n Saterdag. Want ons is in 'n middestad gemeente, en 'n middestad gemeente is een Sondag vol, die volgende oomblik leeg, dan sit aan byna net ek in die kerkraad. 'n Bietjie van 'n oordrywing, maar amper so. Dis 'n middestad gemeente, en ek is elke Saterdag so gespanne oor wat ons die Sondag gaan aantref. Want in die gemeente is alles vloeibaar. Vriende, ten slotte, waarom uitlegprediking? Wat is ons sal dit seker nou hierna nog weer baie hoor in die werkswinkel, maar laat ek kortliks net sê, waarom sistematiese uitlegprediking? Ek noem dit net. Eerstens, want dit laat God praat, nie die prediker nie. Dit dwing die prediker om deur moeilike tekste te werk.
nie gunsteling tekste te kies nie. 2. Dit bou die gemeente op die waarheid, nie subjektiewe emosie en menslikhede nie. Die woord vernuwe, soos Romeine 12 sê, die verstand van die mense. 3. Dit beskerm die kerk teen dwaalleer. As die woord die maatstaf is, weet jy wat gebeur? Dan val die vals teologie deur die sif. En 4, dit bring ware groei. Spurgeon het gesê, die woord is die saad, nie ons slim idees nie. Die volle raad van God kom aan die orde. Ek verbeel my, ek is reg as ek sê, dat Calvin een Kersdag oor die Antichrist gepreek het. Want hy het gesê, dit is die volgende teks wat in my uitlegprediking aan die orde is. Dit is nou wel Kersdag, maar dit is nou, jy weet, is ek reg, as ek dink so. Toe is dit nou die Antichrist, 2 Tessalonisense 2. Antichrist op Kersdag. Maar jy hou by sy teks. Ek hou van so 'n man. Laat ons weer predikers word wat met trane bid, wat die skrif studeer, wat met heilige vrees preek. Laat ons weer saam met die apostel Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Ek het maar stap en stoot gegaan, maar ek het die geloof behou. Thomas Brooks, die Puritain, het gesê, waar die woord ontbreek, dis vir my so 'n mooi aanhaling hierdie, hy sê, waar die woord ontbreek, word die volk vernietig, nie deur vervolging nie, maar deur hongersnood. Dit is nie waar nie. Mense sê, ons is so bang vir vervolging, maar vervolging bou die kerk. Dit vernietig nie die kerk nie. Maar 'n woordhonger vernietig die kerk. Laat ons onthou wat die Here Jesus self gesê het, toe hy gesê het in Matteus 24, die hemel en die aarde sal verbygaan. Wie kan dit voltooi? Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Daarom laat ons terugkeer tot die ou paaie. Laat ons terugkeer tot die ou weë, na die volledige raad van God, vers vir vers, Bybelboek vir Bybelboek, deur die Heilige Gees van heiligheid en in die krag van gebed. As die kansel swyg, dan verval die kerk. Sê hardop saam met my op die telling van 3. 1, 2, 3. As die kansel swyg, verval die kerk. En die positiewe, natuurlik, die belangrike daarvan. Maar as die woord weer klink, broers en susters, die suiwer woord, die volle woord, dan leef die kerk weer. Iemand het gevra, wat is die wonderlikste vrug in die bediening? Van die wonderlikste vrug in die bediening is wanneer ek mense se oë sien begin blink. Dis vir my ver bo geld, salaris, vergoeding, as ek mense se oë wat dof was, kan sien beginne blink. Predik die woord. Hou aan, broer, tydig en ontydig. Kan ons saam bid. Vader, U het beloof dat U woord nie leeg sal terugkeer nie, maar doen wat U behaag, soos die profeet sê. Dit is die krag van die heilige skrif, die heilige woord van God. Here, ons bid vanmôre, bring in ons daar weer 'n volk wat U vrees, wat U woord liefhet meer as goud, meer as fyn goud, soos die Psalm sê.
en wat wag op die verskyning van die Here Jesus uit die hemel. Tot op die dag dat, soos Paulus in hierdie selfde brief sê, die regverdige regter die kroon van geregtigheid gee aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hou ons getrou, hou ons wakker, hou ons rein, aan U alleen die heerlikheid, en die mag en die lof vir ewig, om Jesus wil. Amen.